Goeiemôre. Heerlik om vandag hier op die 2 April weer met jou te gaan gesels. En ons is steeds by die tema van die wonder daarvan dat die bloed van Jesus Christus ons reinig. Ek wil vandag weer lees uit Hebreërs en ek het nou weer gaan kyk, want ek is maar nuuskierig oor sulke goed. Dis onseker of Paulus self die boek Hebreërs geskryf het of dalk een van sy tydgenote wat saam met hom gewerk het. Maar die boek Hebreërs is in 'n taal geskryf wat mense 'n paar keer wil lees, né? Dis intricate, dis elke sin wat hy geskryf het is so vol dat 'n mens dit wil stadig lees en wil indrink. So hier kom ek met 'n paar verse uit Hebreërs 10 van 19 tot 24. Vader, dankie dat ek kan vra dat selfs met die lees van hierdie skrif uit Hebreërs U ons elkeen, my ook ingesluit, sal bedien. Bedien ons met die waarheid, Vader. En ek bid dat U ons nuuskierig maak om vir onsself te gaan soek. Wat is dit wat ek regtig nie mag mis in al hierdie wonderlike teksverse nie? Ek vra dit in die naam van Yeshua en ek bid, Vader, dat U nou voor my uitgaan en dat U nou self hierdie gedagtes hier kom oordra. Halleluja, amen. Ek lees van Hebreërs 10 van vers 19 tot 24. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. En nou wil ek myself net onderbreek en as ek dit lees, dan vra ek, Vader, weet ek dat ek hierdie vrymoedigheid het. Vers 20. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Wow, as mens nou hoor van besprenkeling, dan dink jy dadelik bloed gaan nou volg, maar nee, hier staan die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met water. Laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee. Is dit nie mooi nie? Laat ons op mekaar ag gee. Om wat te maak? Om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Dat ons op mekaar sal ag gee, sodat ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie werke. Ek wil weer kyk na vers 19. Wat gee ons die vrymoedigheid om in te gaan? Onthou dit lees, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Wat gee ons die vrymoedigheid om in te gaan? Geloof in die werk van verlossing wat ons ontvang deur die bloed van ons Messias. Dis maklik om te sê, die bloed gee ons hierdie vrymoedigheid. Maar ons het geloof nodig. Geloof in die werk van verlossing wat ons ontvang deur die bloed van ons Messias. Weet ek en jy dat ons dit in ontvangs geneem het. Het ons die besluit geneem om daarin te glo. Groot verskil daartussen om te weet dat dit bestaan teenoor dit met dankbaarheid te ontvang, te vat, my eie te maak en dan te leef. Hoe dit 'n verskil in my lewe maak. Is ek en jy regtig daar? Vers 20 verwys na die nuwe en lewende weg. Ons Messias se vlees aan die kruis is hierdie goddelike nuwe weg wat hy vir ons berei het om tot in die teenwoordigheid van ons Vader te kom.
besef dat dit ons Vader se begeerte is, dat ons nie alleen maar sal leer om in sy teenwoordigheid te kom nie, maar ook dat dit sy begeerte is, dat ons daar sal leef. Ons moet nie inkom en gaan en inkom en, nee, ons moet ingaan en daar bly en daar leef. Dit is ons Vader se begeerte. Nou, hoe gebeur dit? Deur ons geloof daarop te rig, dat ons harte waarlik gereinig is van 'n slegte gewete en ons liggaam gewas met rein water. Ons moet dit besef. Solank ek sit met 'n slegte gewete oor wat ook al, moet ek weet. Die rede daarvoor is dat ek hierdie saak wat die slegte gewete in my wakker en lewendig hou, dat ek dit nooit voor ons Vader afgehandel het nie. Weet jy, dit is so maklik. Daai ding wat so aan mekaar terugkom, en dan raak ons sommer so op daarvoor, nee. Dit beteken net dat ek dit nog nooit regtig voor my Vader hanteer het nie. Kom ons hanteer ons gewete, sodat ons met vrymoedigheid na ons Vader kan kom. Ons moet mekaar weer en weer herinner. Hierdie woorde, geskryf op papier, is soos 'n kosbare skat. Maar totdat ons dit nie gelowig leef nie, verander dit nie ons lewe nie, en ook nie ons verhouding met ons Vader nie. Om hierdie goed af te handel, bring vir ons vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van ons Vader te kom. Dink net weer oor Hebreërs 10:22. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, niks weggesteek nie, en alles opreg en eerlik uitgepak. Op waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid. Nou, hoe kom ons by hierdie volle geloofsversekerheid? In die eerste plek, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Ons harte gereinig van 'n slegte gewete. In die tweede plek, die liggaam gewas met rein water. Kan dit dalk wys op die doop van die gelowige? Onthou, daar's 'n baie groot verskil tussen die besprenkeling van 'n baba wat toegewy word aan God, en dan die doop van die gelowige, wat juist daar met die doop bewys, dit is wat ek glo. Vers 23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Vader, ek glo dat u woord waarheid is. Ek glo dat u waarheid is. Ek glo dat u getrou is en elkeen van u beloftes altyd sal nakom. Dankie vir die bloed van ons Messias, wat ons reinig van alle ongeregtigheid. Dankie dat hierdie bloed van ons Messias ook vir ons reiniging bring van 'n slegte gewete. En dankie dat hierdie reiniging vir ons vrede bring tussen ons en u, ons Vader. Help ons asseblief om eerlik te wees voor u. Ons waarheid op die tafel, sodat die bloed van ons Messias dit kan wegwas. Gee u dan asseblief vir ons vrede. U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Dankie dat dit ook tot ons beskikking is, elke dag. Ons eer u. Halleluja. Amen.